Welkom terug. Dit is so lekker want vanoggend gesels ons met Henry Aland oor splinter nuwe musiek en ons hoor ook sommer hoe dit met hom gaan. Goeiemôre. Goeiemôre julle twee. Julle pragtig Paro. Baie dankie. Hier altyd deur my vriend. Julle gaan klaar goed. Hoe was jou Desember geweest? Dit was lekker. Ons was bietjie in Nelspruit toe geweest, bietjie optredes gehad. Die show het wel uitgereën, maar ek het nie tegen veel getravel nie, ekskuus tog. Ja. Maar so nou Kaapstad toe nou die begin van Februarie vir 3 weke op toer daarso. So ja, die Weskaap. Jy praat so van travel. Ek sien op sosiale media het jy 'n fotootjie geplaas van jou by Sabie se waterval. Jesus op het. Ja, ek kyk al wat Ek stok jou. Wow. Nee, andersom. En nou toe sê jy dis vir jou so 'n special plek. Hoekom is daai waterval by Sabie vir jou? Weet jy, my ouma is gebore. Dis baie 'n pragtige vraag. My ouma is daar gebore. En toe stuur ek 'n foto van my ouma. Sy bly nou in Jeffreys Bay. Met my tannie daar en sy is nou 83 jaar oud. So toe neem ek net die foto nostalgie. Vat dit terug memory lane toe. Sy was toe nou baie dankbaar. Sy sê my kind, ek kan nie veel onthou nie, maar ek weet dit is 'n goeie tye in haar kinderlewe gewees. En net so die kykers weet, daai daar agter is nie die waterval nie. Ja, kyk nou net my fris bene. Dis daar voor, die voor is die waterval. Ja, dis reg ja, dis gevaarlik. Maar jy is baie na in jou familie. Ek is ja, ek moet vir jou sê ek dink my familie is maar alles. My sussie is maar die babietjie in ons huis, maar alhoewel my jongste boetie Wessel, die jongste is dan dit François dan nee, ekskuus dit dan Wessel net dien François dan ek. So ja, ons siblings is baie close. En ek het weer die kinders by Desember gespeel met He-Man mannetjies en dis lekker om hulle te bederf, ja. Dis lekker om so na familie en gehegte familie ook te hê. Dit is ja, my ma bly wel in Kaap. Ja. En my pa bly weer in Wakkerstroom. So ons familie is so ver as mekaar, maar tog so naby. Ja. As 'n kind in 'n huis met baie kinders. Ja. Wat is vir jou die lekkerste element gewees om broers en susters ontmoet? Om die oudste te wees, om die jy maak dit werk. Jy moet na my luister of, jy weet, maar vandag is my jongste boetie langer as ek en François. Hy is die jongste en hy is die grootste van almal. Hy het my oupa grootjie se geslag gekry. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar so hy is langer as ons en hy se hande so groot en hallo Boeta. Ek sal seker maak ek kry hierdie, maar nee, ons is baie naby mekaar. Ek voel 'n familie moet wees. En as jy Kersfeestyd bevind mense wat alleen was op hulle eie. Dus sien ek hierdie pragtige boodskap op jou Facebook. Solank jou hart vol is en as jy op jou eie is, solank jy maar jy hoef nie altyd groot gesind te wees om happy te wees. Hoe gaan dit by die oefen? Want jy's hard in die gym, gereeld in die gym. Nee, Desember het sy Peer, jy 5 kg storie van gister gekyk toe jy sê jy weet ons wissel. Beplan om 10 op te tel. Ek het gedink ek gaan hou so by myself gewig. Ek dink ek is 5 oor of jy wen nie soos sy gister gesê well done. Nee, dit gaan goed in die gym, maar dit gaan beter as dit gegaan het. Ja, kom ons. Hoorie, maar jy het ook nou nog iets gepost van die perfekte hoenderslaai, né? O ja. Hoekom so na aan die hoenderslaai? Ek voel net like dit is al wat ek nou moet eet. Nee, ek voel maar net like ek hou net van kos afneem. My ander hobbies is maar net ook kos afneem, nie mense en trouens nie, maar kosse. So as ek ek het bietjie gaan studeer, bietjie hoe om foto's mooi af te neem, wat se soort klere gaan saam met kosse. Is baie interessant, jy weet so. Ja, my toekomsplan is om 'n kookboek uit te bring, maar hoor nou Pierre, regtig nou. Ek sal byvoorbeeld jou bel en vir jou vra, het jy vir my een van jou resepte? Gaan net die boek toe. My ouma se resep, my ma se resep. So boek by mekaar, nie so 100 bladsye met die mooiste foto's en resepte. So daar is 'n toekomsplan, ja. Wat is jou gunsteling resep om te maak? Enigiets Italiaans, want ek is Italiaans, so ja. So Hoe bedoel jy jy's Italiaans? wel Italiaanse bloed, jy weet. So ja, maar seker maar ek weet nie hoe beskryf mense myself as ek sê ek is Italiaans, ek hou van kos. Ja. Die kos is baie eerlik, die Italianers het 'n manier gehad om kos te maak. Ons het 'n manier om kos te maak. Wat ons in Suid-Afrika nie altyd reg kry. Ons pizza deeg is nie presies Italiaans nie. Ja, hy moet in die ons pasta is nie heeltemal Italiaans nie. Alle dente nie. Maar nee, dis 'n interessante vraagie, maar nee, ek voel Italiaans alhoewel ek boer is, jy weet ek kom van ek voel boerseun. Ook groot word op die plaas. Wakkerstroom se wêrelde, bees, mis en als. Maar ek dink so my oupa my weggejaag het. Ek het nie so gedoen op die plaas nie. Maar nee, ek bevind myself in Pretoria bootjie en Italiaans en van kos, ja. Ai, vertel ons oor die nuwe enkelsnit. Wat is wat? Yes, Jenny, dankie. My Sonet Bridges het my genader en sy het vir Leonie May en vir Cherie onlangs liedjies geskryf en hulle doen goed op die top 20's en so voorts. En toe nader sy my en ek ken actually Amalie Houni Bridges van ek het so met Arnie Jordaan gebly toe ek jonger was. So ek was so in Kommune gewees en tannie Vera Jordaan, hulle was Arnie Somale was op dieselfde en tannie Leonie Bridges was 'n goeie vriende met
met die tannie, so ek het hom met hulle gekuier en toe 15 jaar later toe kom werk die wêreld so uit dat ek by Sonet Bridges uitkom en dit sê my kontak van die FSA van net sê luister wil jy soms my liedjies opneem. Ek is like damn smacked. Ek is like okay. Dankie. En toe ek dink vir ons het vir Groot FM vir julle die liedjie gestuur en dit was nie eens 'n dag gewees nie. Ek dink almal was net lus om dalk vakansie te gaan hou of net aan 'n goeie mood wees om dit dadelik ja te kry, Peer. Jy weet dis lekker. En nou is ons die land vol en dit is net ek moet net vashou in hierdie vroeë oggend ding. Ek sukkel nog, maar ek weet julle doen 'n fantastiese job. Deel van hierdie liedjie is dis 'n deel van Stormloop 100. Dis reg ja. Wat is dit? Afrikaners wat nie. Sonet is besig met om reeds Afrikaans 100 jaar oud geword het. Sy vanaf laas jaar het sy begin 100 liedjies skryf. So sy is so amper in die helfte. Okay. So ek gaan nog hierdie jaar vat. Soos Liani, my Cherie, myself, was 'n hele paar kunstenaars wat betrokke is. Ek weet Bobby van Jaarsveld, oepsie. Is ook deel daarvan. So ek mag dit sê. En Sonet is net sy skryf fenomenaal, ja. Hoe moeilik of maklik is dit om met haar te werk terwyl sy in die FSA sit? Hoe werk daai wisselwerking? So sy hier agter. Sy is 'n naguil. Die mees humble naguil as ek mag vra. Jy kan haar sê, sy tyd vir jou. Sy maak tyd vir jou. So sy was bereid, ons het nou op Kwela het ons is net so wat op pad is wat sy gaan ek dink 2 die oggend op so 'n make-up aansit. So sy is nie baie happy daaroor nie, maar ek dink net dit is 'n lekker seisoen vir ons om in te wees en ek is baie bevoorreg om deel van haar skipie te mag wees, ja. Gaan daar nog liedjies uitkom uit op en uit vir jou spesifiek? Ja, ek het gedink dit gaan net een wees, dis nou al 5. So wow. Ek dink ja, ek en Liani, ons is baie bevoorreg in die serie. Like, so, ek noem net hierdie name, ek noem maar name dropping as ek nou maar mag. ek het Liani se selfnommer. Maar dit gaan al so goed. Maar nee, ek sal net sê hou vas en die as jy my op die pad sien op social media, Facebook, Instagram, ek was maar op die pad op, soos julle sien, ek en Peer stok mekaar daar. Ek moet sê Peer, ek is 'n fan. Al vir jare. Vir jare. Een ding wat ek nogal op sosiale media van jou sien is die feit dat jy baie maklik werk saam met fans. Jy as ek weer sien dan druk 'n ou tannie. Dis reg ja. Jy en 'n oom staan vir 'n foto. Ja, vir al die ooms ook. Jy is so verbaas wees. Daar's 'n liedjie wat ek geskryf het Rose wat nog hier by hulle kom bemark het destyds. Ja. Wat die ooms knop en hulle kere kry na huil en terugvat hulle ma se tyd toe. Dis 'n nostalgiese mooi liedjie. Maar nee, ek het oomblikke met my ondersteuners. Jy moet hê veral na die program. Jy wil jy blaas 'n bietjie vir hulle gee, want as jy daar weer ry, as jy liggies afgaan weer, is dit maar nog net ek en myself op 'n kar. Hoe belangrik is daai want mense besef nie dat jou werk nie ophou wanneer die ligte afgaan op die verhoog en jou mikrofoon neersit en jou werk hou aan. Ja. Want daarna moet jy met die mense praat. Ja, want as ek vir my môre kyk in Stellenbosch gaan sê like klink van die foon af, is like maar dit is my lewe, ek moet iets doen nou alweer. So dit is baie belangrik om te ek hoop ek antwoord die vraag reg hierso. Daar is nie as die liggies afgaan, is dit nie ophou vir my nie. So ja, geen bel jou 7:00 die aand en vra vir wil jy dis kwotasie ingekom het. So jy hou aan. So Artist Village is 'n goeie bemarking vir sy ons besig op die pad. Ja. Is jy 'n ekstrovert? Hou jy van mense of tap dit nogals baie uit? Kan ek sê daar's 'n woord waarvoor ek weet nie wat die woord is, 'n introvert en 'n ekstrovert. Ek soos vanmôre ek sê oggendmens nie, nou moet ek my beste smaal opsit en net 'n koppie koffie drink en weer aan die gang kom. Nee, ek hou van soos ek nou is, dis ook met mense praat, maar ek hou van my eie spasie ook. Dis baie selfsugtig seker, maar hoekom nog nie kinders? Okay. Ons almal moet ons moet hier is baie belangrik. Ek voel jy moet dit hê. Ons mans gaan vang weer vis of bel maar dan moet die vrou weer sê kom en dan gaan sy weer 'n weekend saam met die girls hê. So jy moet nou maar dit mooi bewerk om hier te hê as jy getroud is en so, maar ek is nog nie getroud nie, so ek kan nog gaan so dit gaan. So jy kan nog doen wat jy wil. Vertel vandag van die musiekvideo van wat dit vat. Dankie dit vra. Nou AI is definitief 'n subject wat vandag op is in almal se lippe. Alhoewel AI lankal bestaan in die musiekbedryf, maar ons het ek was nog altyd deel van 'n animasie gewees het. En toe dink ek myself wel, ek sê vir net wel in plaas van hierdie geld vat want dit is so duur om musiekvideo's vandag te skiet, kom ons druk dit in 'n AI en neem nog 'n liedjie op in die studios want dit is nog ons duur in die studios want ek neem op in Suid-Afrika. En
En dan stuur ons dit vir jou toe. So maar toe ek hierdie element kry van net hierdie animasie en jy kan op 'n skip wees en dan is jy op 'n eiland. Ek het wel nog altyd hoe lyk hoe ek met 'n tattoo sleeve been. Ek lyk nogals goed hoor. Ek lyk nogals goed, maar dit pas nie by my nie. Maar so ons het net baie gespeel in die musiekvideo met animasie en dis die liedjie gaan basies oor hoe ver moet ek gaan vir jou om met te wys hoe lief ek vir jou is. Wat is die klein goedjies wat op 'n eiland en toe is die kamera op 'n eiland en so dis animasie. Ons wou die AI Spris ingebring het om vir die mense te wys dit kan werk in musiekvideo's en jy kan 'n goeie tyd hê daarmee. Henry, was so lekker om jy weer vanoggend by ons te hê. Dankie vir die liedjie wat dit vat. Sterkte vir 2026 en al die baie musiek wat vrygestel gaan word. Dankie. En dankie dat jy jou gospelprogram so pragtig in die son laat doen. Ek's 'n groot fan van haar. Praise and worship fan en van jou. Baie dankie vir die tyd. Yes, dit was lekker om saam met jou te kuier. Alles vir die beste vir 2026. Baie dankie julle. Dit is Henry Aland wat hier by ons gekuier het. Bly skakel, ons is nou weer terug.